Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. In Augustus 1806 het 5 Williams College studente in 'n veld vergader vir een van hul 2 weeklikse gebedsbyeenkomste, toe 'n donderstorm hulle gedwing het om skuilings te soek in 'n nabygeleë hooimiet. Samuel John Mills het voortgegaan met gebed en sy las gedeel dat die evangelie na die buiteland gestuur moet word. En die groep het gebid dat die Amerikaanse sendings die evangelie deur die ooste sou versprei. So het dit gebeur dat Samuel John Mills gehelp het om die Amerikaanse Bybelgenootskap en die Verenigde Buitelandse Sendingsgenootskap op die been te bring, wat op die ou einde meer as 5000 sendelinge uitgestuur het om die evangelie te verkondig. En dit het alles begin met 5 jong mans wat saam in 'n hooimiet gebid het. Niks kan ooit die plek van gebed inneem nie. Nie geld nie, ook nie programme nie. Die waarheid is, ons kan groot dinge doen nadat ons gebid het, maar ons kan nie groot dinge doen as ons nie gebid het nie. Ons grootste wapen is gebed. Gebed is die krag op aarde wat die krag in die hemel in beweging sit. Gebed is veronderstel om 'n lewe van voortdurende kommunikasie met God te wees. Dit moenie net iets wees wat jy doen nie. Dit moet deel wees van wie jy is. Jesus het vir ons 2 belangrike dinge oor gebed geleer. Eerstens het hy ons geleer dat gebed 'n gewoonte moet wees. Hoe het Jesus geweet wat die Vader wou hê? Hy het 'n gewoonte daarvan gemaak om te bid. Lukas 5 vers 16 sê, maar hy het hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid. Die Seun van God het niks op sy eie gedoen nie. Hy het altyd gebid. Tweedens het hy ons geleer om te volhard in gebed. Hy sê in Matteus 7 vers 7 en 8, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Hoe ontdek jy die krag van gebed? Jy begin net bid. Here, vergeef my vir die kere wat ek gebed as 'n laaste uitweg beskou het, in plaas van my eerste reaksie. En wanneer my gebede klein, swak of ongesiens voel, herinner my daaraan dat U 'n God is wat berge versit en in areas van my lewe werk waar ek dit nie eers kan sien nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen.